So net vir ons welkom. Ja, gekom. Hulle dink dit is Desember, dit sal skoon vakansie. Ja, ons het jou wat verskonings gekry, mense wat op ander plekke is, die wat nie kon wees nie, kan wees nie, die wat graag nie wil wees. En die wat hier is, moet jy wees vandag. Dis soos die boerdery. As dit gereën het en is gunstig, dan plant het. Maar reën het weer. Is Willie? Is bly. Jy moet nie worry nie, is nie laat nie, hoor. Ja. Ek wil graag hê as jy kan, moet jy na kerk die byeenkoms in die saal wees. As jy hastig is, ek moet net vinnig ietsie praat oor die jaareind funksie en dan ook Kerstyd en die Kersdiens en die goedes wat ons het reël. Baie welkom, hoor. Dankie. Môre. Ek het nou net gebid en gesê, hier so min mense, ek hoop jy kom. Ek is bly om hier te wees. Ek is bly jy is hier. So, kom ons gesels net na die byeenkoms dan oor die jaareindfunksie en dan ook die Kersnaweek. Sien ek is 'n lang naweek met die Sondag en dis meer. Wat het daar gelaat? Ons gaan weer Woensdag by mekaar kom as selfbyeenkoms daar by die pastorie. Dit het pastorie geword. Wes End 5. Dis so welkom dit 6:30. En dat weet ons of jy kom met 'n regmerkie of wat ook al, dan kan die wat weet. Ons het 'n kitty saamgestel vir 'n etjie, so dan weet ons presies wat is wat. Vandag dink ek amper oor 2 maande is Kersfees, so dis nog nie die jaar einde, dis nog nie die einde van die jaar nie, dis nog nie tyd om fees te vier nie, maar is naby. En die Here het met die ligfamilie iets spesiaals in gedagte. En ek weet dit. Ek hoop jy sit hier met 'n verwagting. Jy sit hier oopkop om te weet wat wil hy doen. Wat wil hy hê ons moet doen? So kom ons staan en ons open met gebed. En dan kan ons die Here lekker loof en prys en hom aanbid met aanbiddingsliedere. Kom ons raak stil voor sy troon. Dankie Here dat ons vanoggend net kan kom, ons hande opsteek en sê, Abba Vader, ons weet, U is liefde, U het ons ontsettend lief. Meer as U liefde bestaan daar nie. Dankie dat ons vanoggend hier by mekaar kan wees as die familie en die liggaam van Christus. Dat ons U seën kom vra oor hierdie byeenkoms. Dat ons kan vra dat U ons geestelike ore en oë sal oopmaak. Here, dat U individueel met elkeen bemoeienis sal maak. Laat U Gees vloei. Dat U ons aanraak en dat ons 'n awesome tyd met U sal hê. En ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Kom ons sing lekker saam. Waar ons met die Heilige Gees link met God die Vader en Jesus Christus wat op die troon sit. Hemelse Vader, ons kan net kom vanoggend en sê kom praat met ons. U het hierdie woord nagelaat, hierdie lewendmakend woord, openbaarmaking van U self. Breek dit nou oop vir ons, dat ons U beter kan leer ken. Dat ons opgewonde kan wees oor die nou en die môre en die jare wat kom, en ook die ewige lewe. Dankie Jesus, dat ons kan glo, want dis net die waarheid.
want geen leuen is deel van U nie. En ons bid dit alles in Jesus Christus naam. Amen. Ons het so 2 Sondae terug beleef. En die vraag was, glo jy dat jy klaar gesterf het? En vandag se vraag is, glo jy dat jy die ewige lewe het, omdat jy klaar opgestaan het met Christus Jesus se gees wat in jou is? Jy is glad nie excited nie, raak net 'n bietjie excited. Of is jy nog een van die wat bang is om dood te gaan? Of is jy bang vir die dood? Daar's mense wat selfs bang is vir dooies. Nee, pastoor, ek kom nie na daai en is dood. Prys die Here. Daar's 'n tyd van skade verby. Dit wat hulle sleg en verkeerd kon doen is verby. Ek wil 'n deel met jou deel hierso in 1 Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15 vers 51. Kom ons blaai soontoe, kom ons neem hierdie skrif ter harte. Hier is iets wat vergelyk word, wat eintlik amazing is. En die woord kom en sê, die dood is oorwin. Jesus Christus het die dood oorwin. Vers 51 klink so, hy sê, kyk, ek maak 'n geheimenis aan julle bekend. Hier's 'n missie van 'n secret. Hy sê ek jou 'n geheim vertel. Dis al die vrouens so oorgespits. Dis so goed. Haai, weet jy wat? Kom ek sê vir jou iets. Kyk, ek maak 'n geheimenis aan jou bekend. Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. Dit kan confusing, né? Ons weet, jy moet eintlik sterf, dat jy kan verander. Maar nou het ek al vir jou gesê, 2 weke terug, jy het klaar gesterf. Die dag toe jy besluit, jy gaan in die doopbad in, en sê, ek glo, ek sterf my ou lewe af. Daniel, toe kom jy daar uit. Nuwe mens, ek lewe, né? Jy het mos so gesê. Daar so is. Hy sê hierso, vers 52. By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, in 'n flash of the light, in 'n oogknip gebeur, want die trompet sal weer klink en die dooie sal as onverganklikes opgewek word. Luister net, of jy nou onder die kluite is, en of jy in 'n kassie is, of jy in die see reste geword het van 'n haai, of wat ook al die geval, of as jy assies is in 'n ontploffing, dis wat bedoel word. Daai oorskiet reste gaan opstaan. Dis nie net die een wat in 'n houkus onder die kluite lê nie. Dis almal. Goed. En ons sal verander word. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike bekleed word en hierdie sterflike liggaam met 'n onsterflike. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike bekleed is en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Wanneer die change plaasvind, is die woord voltooi. En wat is dit? Die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde en die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God dat hy ons die oorwinning gegee het deur ons Here Jesus Christus. Is dit nie amazing nie? Skree net 'n bietjie, halleluja!
wat ek en jy met ons brein, ons vetklier, is te flou. Maar dis wat gaan gebeur. Dis wat ons in glo. Ons het hier in die doopbad gesê, ons het al getuig op ander plekke, ek glo dat ek die dood oorwin het. Is dit nie amazing? So hierdie gedeelte, 1 Korintiërs 15, moet jy intens bestudeer en glo. Ek wil ietsie bysit. Hier uit die New King James Bybel staan dit baie duidelik. Hy sê, daar is 7 goed. 7 goed wat jy moet onthou. En die eerste een is, niemand kan die dood bypass nie. Dis 'n feit. Né? Die dood soos ons ken, hier op aarde, daar is ons op 'n ander plek gaan gebeur. Nee. Die tweede ding is, ons moet weet, dat die dood se angel is verwyder. Nou as ek vir jou sê, hier's 'n skorpioen, maar hy is onskadelik, wat verwag jy? Dat ek sy angel en sy gifsakkie gepluk het. Hy is nog steeds 'n skorpioen, maar hy is kragteloos. God kom sê vandag vir jou, die dood vind plaas, ja, maar die gif is uit. Die gif is verwyder. En God se genade maak dat dit anders te werk. Totaal anders te. Jy sien, ek en jy getuig, maar ons ken Jesus. Want ons sê dan ons het hom lief. As ons sê ons ken Jesus, dan moet ons weet, hy het vir ons die vrees van die dood verwyder. So van vandag af, moet jy sê, ek sit daar per my, ek stap hier deur die huis, want ek is nie bang om dood te gaan. Ons het eendag 'n Karine demonstreer. Hierdie ding, die 4de punt, dit raak ons so aan, né, dat ons weet, ons sien uit na God se heerlikheid. Ons kyk nie vas teen 'n kus, teen as, teen 'n kruis, deur 'n ontploffing, of iemand wat in stukkies lê, of bebloed, het lelik dood gegaan, is die ene bloed. God se heerlikheid, God's glory, verander. Ons het nuwe hoop. Jy het gesien hierdie onderdompeling, dat ek glo, ek doen dit, en ek weet, want Christus het dit klaar vir my gedoen. Christus is ook gedoop, deur Johannes in die rivier, en hy het gesê, ek sterf vir die ou tyd, en ek kom in die water uit op, en ek het die ewige lewe. En God die Vader het 'n stem in die hemel laat kom en gesê, dis my seun in wie ek my verbly. En wat het gebeur? Hulle het hom gekruisig, het gesterf, het opgestaan. Dis nie al nie, hy het siele oes saamgevat, hemel toe, en hy sit op die troon, en hy heers. En jy is deel van dit. Jy is deel van daai proses, jy is deel van daai koninkryk. Ongelukkig is dit so, dat die dood heiliglik op aarde verwyder ons van ons geliefdes. Dis die sad deel. Maar die ander deel is dit. Hy het hulle gerelocate. Dis nou nie van die lokasie tot die ander kant. Nou kan jou vlakkers uit 'n ander plek opslaan. Dis in die geeste mense het hy daai mense se siel gevat hier op aarde en hy het vir hulle 'n ander blyplek in die hemel gegee. 'n relocation.
As iemand vir jou vra, weet jy dat daai dood is, sê jy, nee, ek tog is net gerelokate. Dit is positief. Toe ek my hart vir die Here gee en ek moes hierdie tyding vir Karin gee oor hierdie jong meisie wat dood is op 21. Toe sê ek, Vader help my, hoe gaan ek dit vir haar sê? Sy is net nie sigbaar nie, sy is nie dood nie. Vandag weet ek, sy is gerelokate. God gaan ons ook 'n relocation beleef. En die voordeel, ons gaan dan by die een wees wat ons die meeste lief het. Is dit nie amazing? Daar's niemand op hierdie aarde heiliglik in jou lewe of in die toekoms wat jou meer kan lief hê as Jesus nie. Nou gaan jy vir my vra, maar pastoor, dis nou alles goed en wel, maar wat staan my nou verder te doen? Nee, ons moet nou weer die nou help. Nee? Ek het nou alles mooi hier gepolish en blink gemaak en vir jou vertel van die wonderlikheid. Maar wat moet ek doen? Daar's mense wat dit vir Jesus gevra het. Maar ek gaan nie alles doen nie. Hier's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, meer as 30. Hoe kry jy die ewige lewe? Daar staan dit. Ek wil ons bly na Galasiërs 5 toe. Die vrug van die Gees. Karine het baie mooi geleer verlede Sondag oor die vrug van die Gees. Luister hier nou. Galasiërs 5 vers 14, die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Liefde. Daar staan in Johannes 3, hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand, en ook jouself soos jou naaste. Die liefde gebod. Maar dan gaan hy verder, hy sê, vers 15. Maar julle byt en verskeer mekaar, pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Julle byt en verskeer mekaar. Daar's 'n vertaling wat sê, you are busy devouring each other. Kan jy picture, jy is besig om hierdie ou op te vreet? Of van sari? En nie chop. Hapa nie chop. Nee? Terrible. En weet wat? Devouring beteken verteer. Het jy al iets gesien wat jy geëet het, wat gelewe het, en nou sy verteer? As dit dat jy jou antwoord. Hy is dood. Hy stink. Hy kan hom net laat tussen die plantjies gooi. Hy sê, as jou naaste liefde so lyk, dan stink dit. Hy sê, 16, vers 16, wat ek bedoel is dit, dat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Niemand wat saamstem? Wil iemand probeer? Dankie tog. Dan sal julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur beheer is in stryd met die Gees. En wat die Gees wil is in stryd met die sondige natuur. Maar as julle, vers 18, julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Wie sien kans om die hele wet van Moses uit sy kop uit te leer? Dis 'n paar boeke vol, man. Hy sê,
Ek spaar jou die moeite. Ek spaar jou nou hierdie moeite. Laat die Gees jou lei. Daar staan in Matteus 25 vers 41 tot 46 die volgende. Hy sê, dit gaan oor daai, ek was dors, jy het my nie kos gegee nie, ek was honger en dit en so, en ek was in die hospitaal, jy het my nie besoek nie, ek ken nie dit. Ja. Jy ken dit. Hy sê maar, die wat die wil van God doen, het die ewige lewe. Hy sê, ek gaan nie vir jou wetties uiteensit wat jy moet en wat jy nie moet nie. Vind uit wat die wil van die Vader is. Wat is dit? Jy wil aan die Gees van God jou lei. Jy sien, daar is 'n ding wat ons 'n wanpersepsie het. Handelinge 2:38. Petrus vuur en vlam nadat hy gedoop is in die Gees en hy begin te preek dat die spoegspad en hy vertel hulle presies hoe kry jy die ewige lewe. En hy sê in vers 38 die volgende, hy sê, toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle, draai weg en laat elkeen van julle gedoop word in die naam Here Jesus Christus en God sal jou sondes vergewe. Maar dan iets spesiaals gebeur as hy dit gedoen het. Hy sê, dan sien julle die Heilige Gees as 'n gawe ontvang. Jy weet, ek het dit nie begin verstaan. Ek het gedoog, die Heilige Gees is verskriklik gaaf. Nou moet ek ook gaaf word. Totdat ek besef wat die Engelse Bybel sê, en die Engelse Bybel sê, but you receive the Holy Spirit, the gift. Jy kry die Gees van God as 'n geskenk. Die dag as jy jou bekeer het, jy besluit, ek duiwel nie meer agter die duiwel aan nie, ek gaan nou Jesus volg. Want hy weet, net môre oormôre gaan jy kerm, ek kry dit nie reg nie. Daarom sê hy, ek gee my Gees as 'n geskenk vir jou, sodat jy nie kan kerm. Sodat jy die manier het om die ewige lewe te kry. Dis wat. Hoe moeilik is dit? Vrek moeilik. Maar probeer maar, dit is moeite werd. Dit is absoluut nie moeite werd. As ons kyk wat Jesus gesê het in Johannes 3. Kom ons blaai na Johannes 3 toe. Jy moet dit merk hoor. Môre oormôre, miskien vanmiddag al vergeet jy wat ek gesê het. Johannes 3 gaan oor hierdie verhaal van Nikodemus. Hy sê, Jesus sê vir hom vers 3, hy sê, jy moet opnuut gebore word, dat jy die koninkryk van God kan kry. Maar hy stop nie daarmee. Hy sê verder daarso, hy sê, vers 14, Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, so moet die seun van 'n mens verhoog word, Jesus, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Hierdie glo beteken to trust, to rely and to follow. Ek praat nie Grieks nie, dit is Afrikaans, nie meer so kyk nie, voel nie skuldig nie. To trust, to rely and to follow. Hy gaan verder in vers 16, hy sê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, soos die wat in hom kan glo, to trust, to rely and to follow, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om te veroordeel nie, maar om die mense te red. Met die oordeelsdag gaan ek hom judge, maar hy is tans ons almal se redder. Dis wat dit is, dis waaroor dit gaan. Hoe
Hoekom? Dat ons die ewige lewe kan hê. Link op met die Gees van God, met Jesus Christus, en jy sal die ewige lewe hê. Dis nie nou jou. Hoe? So. Volg Jesus. Johannes 5, ons braai ons eentjie aan. Hier is 'n groot les, mense, en ek het hierdie al gedaan gepreek. Johannes 5 vers 19 tot 29, hier's 10 versies, byt net vas asseblief. Hy sê hierso die volgende, toe het hy hom verweer en vir hulle gesê, dit verseker ek julle, die Seun, hy, Jesus, kan niks doen uit sy eie nie, hy doen maar net wat die Vader vir hom wys. Wat die Vader ook al doen, dit doen die Seun. Die Vader het die Seun lief en hy wys hom alles. As jy sê jy het Jesus lief, sê Jesus wys my alles. En dan sê hy, en hy sal hom nog groter dade as hierdie wys, sodat hulle verbaas sal staan. Minder mielies, meer stronk. Hy gaan verder, hy sê, self veroordeel die Vader niemand nie, maar die oordeel het hy gegee aan die Seun. Daarom moet almal wat die Seun eer, net soos hulle die Vader eer. Wie net die Seun eer, eer ook nie die Vader wat hom gestuur het nie. Dit is opgelink. Dit is net posisies. Dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het die ewige lewe. Maak jou bly ore oop. Dis al. Sê Here asseblief, voordat ek my voete van die bed afhaal, maak my geestelike ore en oë oop. Praat met my. Ek kan nie sonder jou nie. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Hy wat Jesus is. Wat meer wil jy hê? Ek kan amper sê, is vir my genoeg so, wat maak jou meer spesiaal? Nie waar? Ek wil afsluit met hierdie teksgedeelte wat ons die 2 Sondae ook teruggedoen het. Romeine 6 vers 8. Hy sê hierso, ons het saam met Christus gesterwe. Onthou jy nou, vers maar terug, ek het gesê kan sterwe. Daarom glo ons, dat ons ook saam met hom sal lewe. Glo jy dit? Glo jy het die ewige lewe? Glo jy dat Christus se daad goed genoeg was? Of hy stryd beklei? Nou kan ek net vir jou sê, stryd beklei maar lekker. Ek het nie joy nie. Ek het nie die tyd, die krag en die energie meer gedoen. Kom stryd oor. Dankie Jesus Christus, dat ons opgewonde vandag kan uitroep, ek lewe, ek het die ewige lewe. Dankie Jesus, vir dit wat u bewerkstellig het, wat goed genoeg is. Gees van God, help ons, elke oomblik van die dag, u wat as 'n geskenk vir ons gegee is, om as 'n coach op te tree. Baie respek gesê, Here. Help ons. Help ons, dat ons weet, so Salomo gebid het, Here, ek weet nie of ek moet in of uit nie. Help dat ons nie rigtingloos is in die lewe. Help dat ons sal optree soos mense wat rigting het. En ons spreek dit alles in Jesus Christus naam. Amen. Ons gaan nou afsluit met die laaste lied. Ons gee vir jou kans om die koninkryk. Kom ons lei die oë en ons ontvang die seën van die Here. Dankie Here Jesus Christus
dat U nou daar op die troon U hande uitstrek oor ons en ons seën met U onverdiende guns en genade. Seën ons met die shalom vrede en die agape liefde tot in alle ewigheid. Amen. Wees geseënd.